ons begin met 'n beeld wat jy dalk ken. Jy sit in 'n koffiewinkel in Londen. Jy hoor mense praat oor salarisse, rentekoerse, oor wie reg is en wie verkeerd is. Elke gesprek het dieselfde onderliggende boodskap. Hou jouself sterk, wees die een met beheer. Moenie dat iemand jou misbruik nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in daar waar ons bly, werk en speel. Dis die ekonomie van die moderne wêreld, 'n ekonomie van hardheid, 'n ekonomie van selfbeskerming. En as ons eerlik is, dit werk, tot dit nie meer werk nie. Want elke keer wat jy jou hart 'n bietjie harder maak om deur 'n moeilike situasie te kom, dan verloor jy ook iets. 'n Klein bietjie vreugde, 'n klein bietjie hoop, 'n klein bietjie menslikheid. En voordat jy dit weet, leef jy nie meer nie, jy oorleef. Pyn, teleurstelling en verlies begin 'n papierdun laagie hardheid rondom ons harte vorm. Dis so 'n kragtige beskrywing, want dit is presies hoe hardheid werk. Dis nie een groot slag nie, maar 'n dun laag op 'n dun laag. Onsigbaar, stadig, veilig en versmorend. Jesus het dit geweet en daarom roep hy sy disippels nader, mense wat soos ons probeer uitpleis wat sukses beteken, en hy plaas 'n kind in hulle midde, presies soos God homself as 'n kind in ons midde kom plaas het. Nie om te sê ons moet naïef wees nie, nie om te sê ons moet ophou groei nie, maar om te wys die koninkryk werk op 'n ander ekonomiese stelsel. Hier is 'n sagte hart, 'n groter bate as 'n harde een. Kom ons noem dit die koninkryksekonomie. In die wêreld sê ons, hoe harder jy is, hoe verder kom jy. In God se ekonomie sê Jesus, salig is die wat sag is van hart, want hulle sal die aarde beerwe. Die wêreld sê, beskerm jouself, bou mure. Jesus sê, bly oop, bou tafels. Die wêreld sê, kry die laaste woord. Jesus sê, kry 'n nuwe hart. Hierdie is nie poëtiese taal nie, dis teologie. Want God se ekonomie is altyd transformasie van binne na buite. Nie van bo na onder nie, nie van mag na beheer nie, van hart na hande, van sagtheid na vrug. Maar hoe lyk sagte harte prakties? 'n Sagte hart is 'n gesonde hart. Dit is die hart wat weer kan voel, weer kan hoop, weer kan vertrou selfs na teleurstelling, weer kan lag sonder skuldgevoel, weer kan huil sonder skaamte, weer kan sien dat die wêreld, hoe gebroken ook al, steeds 'n plek is waar God aktief besig is. Sielkundiges beskryf 'n sagte hart as emotionally integrated resilience. Menslike weerbaarheid wat nie uit verdediging groei nie, maar uit aanwesigheid. Nie hard teenoor lewe nie, maar aanwesig in lewe. En dis die paradoks. 'n Harde hart voel veilig, maar is broos. 'n Sagte hart voel kwesbaar, maar is sterk. Die Bybel bevestig dit oor en oor. God roep Jesegiel en sê, ek sal julle hart van klip uithaal en vir julle hart van vlees gee. Nie 'n jonger hart nie, nie 'n sterker hart nie, 'n sagter hart. Waarom? Want God se nuwe wêreld kan net gebou word met mense wat nog kan voel hoe die wêreld God se hart raak. Dawid huil, Maria sing, Jesus word aangedui as iemand wat innig jammer voel. God bou nie sy koninkryk deur harde mense nie, hy bou dit deur heel mense. So wat beteken hierdie vir jou, hier in die nommer 1 netwerk vir jou lewe? Dit beteken dat jou grootste geestelike werk nie is om meer reg te wees nie, maar om meer oop te wees. Dit beteken dat jou getuienis nie jou perfeksie is nie, maar jou sagtheid. Dit beteken dat elke keer wanneer jy die wêreld met sagter oë benader, jou kinders, jou huwelik, jou kollegas, jou pyn, word jy 'n venster van die koninkryk. Dit beteken dat sagtheid nie swakheid is nie. Sagtheid is hoe die koninkryk sy werk doen. Hier is jou praktiese uitnodiging. Sit vir 5 minute stil en vra jouself, waar het my hart harder geraak hierdie jaar? Bid, Here, gee my 'n hart van vlees. Doen een klein ding sagter as gewoonlik. 'n Sagter woord teenoor jou kind, 'n sagter houding in 'n konflik, 'n sagter interpretasie van iemand se fout, 'n sagter ritme vir jou eie siel. Sagtheid is die taal van die koninkryk. Dit is hoe God praat, en wanneer ons dit begin praat, begin die wêreld verander. Tot môre, mooi loop.